in die paar weke voor Goeie Vrydag, het ons so hier en daar die erediens begin met 'n pragtige belydenis oor ons Here Jesus, wat later waarskynlik in die vroeë kerk 'n lied geword het. Filippense 2. Vandag wil ek weer die erediens begin saam met julle met 'n ander pragtige geloofsbelydenis oor ons Here Jesus. Dit het ook waarskynlik in die vroeë kerk 'n lied geword. En hoekom ons die erediens met hierdie woorde begin? Want dit is waaroor alles gaan. Dit is waaroor ons gaan. Dit is oor wie alles gaan. Ook ons gemeente. Oor ons Here Jesus Christus. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel en in die heelal inneem. Amen. Broers en susters, jongmaats, ek groet julle in hierdie wonderlikste naam van alle name, die naam Jesus Christus. Mag julle ook vanoggend hier in ons saam wees in sy teenwoordigheid, sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede ervaar. Kom ons loof ons Here Jesus. En ons doen dit veral met die oog op sy opstanding. Ons loof en prys hom as ons opgestane, lewende Here vir ewig. Lied 415. Jesus leef en ons met hom. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus,
Ons het die afgelope paar weke gereeld op ons aankondigings gesien en baie van ons was ook daar by gedenkdienste wat vir ons geliefdes plaasgevind het. Ons medebroers en susters. En daar is ook een op pad hierdie week en DV later nog 'n gedenkdiens. Here, terwyl ons bid vir almal wat nog hartseer is, vir almal wat deur 'n moeilike tyd gaan omdat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het, wil ons vir U dankie sê dat ons nou juis hierdie lied kon sing. Dat ons vas en seker weet en glo en daaraan vashou dat U die dood oorwin het deur U opstanding uit die dood uit. En daarom hoef ons nie die dood te vrees nie. Daarom weet ons waar ons geliefdes is en waarheen ons ook op pad is wanneer ons tyd aanbreek. Here Jesus, ons bid dat veral vir hulle wat nou deur so 'n moeilike tyd gaan, ook 'n stukkie troos uit hierdie wonderlike sekerheid sal vind. Ons het ook, liewe Here Jesus, die afgelope week Werkersdag gevier. Op ons Kermisdag. En Here Jesus, dit laat ons dink aan so baie mense, ook talle hier in ons gemeentegrense, van ons medebroers en susters, wat sukkel om werk te kry. Ons dink aan hulle, ons geliefdes, wat dalk elders is, kinders of kleinkinders, wat ook sukkel om werk te kry. Wat so graag Werkersdag sou wou vier, omdat hulle werk het. Ag Here, gee asseblief vir hulle uitkoms. Ons bid ook vir almal in ons geleedere wat nie gelukkig by die werk is nie. Wie se werksomstandighede moeilik is, dikwels onhoudbaar. Here, ons bid ook vir hulle vir uitkoms of ten minste die krag om deur daai moeilike dae te kom. Daar het ook op ons kalender, Here Jesus, die afgelope Sondag gestaan Vryheidsdag. Baie dankie dat ons as Christen gelowiges, as U volgelinge, waarlik Vryheidsdag kan vier. Want ons is vry. Die vorige naweek, op Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, het ons juis herdenk en gevier hoe U ons vrygemaak het van ons sonde, van die bose, van die ewige helse dood. En daarom kan ons waarlik Vryheidsdag op 'n geestelike manier vier. Ja, Here Jesus, daardie Sondag en sedertdien staan ons elke Sondag stil by die wonder van U opstanding en watter wonder dit ook in mense en in gemeenskappe se lewens veroorsaak het. Waar ons nou vanoggend weer by so 'n geleentheid gaan stil staan in Handelinge. Praat asseblief met ons deur U woord, ook as gemeente. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge hoofstuk 2 en daar vanaf vers 43 tot 47. Ons het op Opstanding Sondag, 2 Sondae gelede, Jesus se opstanding gevier. En nou is ons besig met 'n reeks, spesifiek in Handelinge, om te kyk watter verskil Jesus se opstanding in mense se lewens gemaak het. Want ons vier maklik Jesus se opstanding en ons ervaar hoe wonderlik dit is, maar dan beweeg ons so maklik aan sonder om te besef en te ervaar wat 'n verskil Jesus se opstanding, die feit dat hy lewe, ook in jou en my lewe wil maak. En daarom is ons besig met hierdie reeks.
Verlede week, sal julle onthou, het ons gekyk wat 'n verskil Jesus se opstanding in Petrus se lewe gemaak het. Hoe dit hom letterlik van die ou Petrus na die nuwe Petrus toe verander het. Nou gaan ons kyk watter verskil Jesus se opstanding gemaak het in 'n gemeente se lewe. 'n Gemeente soos ons. En ons lees van hierdie eerste gemeente in vers 43. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Tot sover ons skriflesing. Die eerste Christelike gemeente was 'n baie besondere gemeente. Die apostels, Jesus se eertydse disippels, wat die leiers en leraars in hierdie gemeente geword het baie wonders en tekens gedoen. Omdat die Nuwe Testament toe nog nie op skrif gestel is nie, het die Here hierdie wonders en tekens gebruik om sy boodskap te bring en mense die geleentheid te gee om hom te leer ken. Daardie wonders en tekens wat hulle gedoen het almal met diep ontzag vir God vervul. Hulle het nie die apostels wat het gedoen geëer nie, maar besef dit is God wat dit deur hulle doen en hom geëer. Die lidmate van hierdie gemeente was eensgesind. Die Here Jesus en veral die feit dat hy opgestaan het hulle by mekaar gehou. Hy was so alles in hulle lewe en in die gemeente dat onderlinge verskille op daardie stadium geen invloed op hulle eenheid gehad het nie. Hulle het ook alles met mekaar gedeel. Alles. Hulle het selfs hulle grond en besittings verkoop en die geld aan elkeen uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nie een van hulle het nie elke dag kos en 'n dak oor hulle kop gehad nie. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Elke dag by die tempel, omdat die eerste gemeente nie 'n kerkgebou gehad het nie. Mettertyd het hulle byeenkomste begin skuif na hulle huise toe. Hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Daar het hulle kos met alle eenvoud geëet en saam geëet en God geprys. Om die Engelse terme te gebruik wat dit so mooi verduidelik. Hulle het geshare, gekeer en daar was ware fellowship. En 'n diep ontmoeting elke keer met die opgestane Here Jesus. Die hele volk was hulle goedgesind. Al het hulle 'n tyd gelede geskree dat Jesus hulle leier en hoof gekruisig moet word. Met hierdie besondere geloofsgemeenskap kon hulle niks fout vind nie. Inteendeel, die Here het elke dag mense uit dieselfde volk wat gered word by die gemeente gevoeg. Hulle moes gereeld 'n groter ruimte soek by die tempel vir hulle byeenkomste. En gou het meer en meer huisbyeenkomste ontstaan vir al die mense wat bygekom het. Wat 'n besondere gemeente.
Dit moes 'n fees gewees het om deel van daardie gemeente te kon wees. Die feit dat hierdie gemeente ontstaan het na die uitstorting van die Heilige Gees, het verseker baie daarmee te doen gehad dat dit so goed by hulle gegaan het. Want die Heilige Gees het kragtig binne in hulle elkeen gewerk. Daarom kon hierdie besondere dinge van buite af in die gemeente gesien word. Ook die feit dat die opstanding van die Here Jesus nog vars in hulle geheue was, het ook baie gehelp. Baie van hulle was ooggetuies van sy opstanding. Jesus het gelewe en daarom wou hulle, elkeen en hulle gemeente vir hom lewe. Ons het die afgelope donderdag iets van hierdie eerste gemeente met ons kermis beleef. Met so 'n groot funksie vind daar altyd 'n paar wonders plaas. As 'n mens net dink aan wat alles kan verkeerd loop en dit loop goed, dan besef ons hoe die Here se wonderhand 'n dag soos hierdie so suksesvol gemaak het. Dit het nie gereën nie. As dit reën, kom mense nie uit hulle huise uit nie. Niemand het seer gekry nie. Daar was geen misdaad op ons terrein nie. Al hierdie wonders vervul ons met 'n diep ontzag vir die Here. Ons was voor donderdag en tydens donderdag as gemeente eensgesind. Ons het hartlik saamgewerk. Ons klein persoonlikheidsverskilletjies was op die agtergrond. Ons het ons tyd en energie en gawes en geld vrylik en ruim met mekaar gedeel. Die fondse wat ons ingesamel het, gaan ook aangewend word vir hulle onder ons wat swaar kry en ons projekte onder hulle wat swaar kry. Ons het donderdag die kos wat ons gekoop het in eenvoud en gemeenskaplik saam hier in die saal en op die gras onder die bome geëet. Dit was so 'n pragtige gesig om mekaar so gesellig en glimlaggend om die tafels en op die gras hier buite te sien. Net soos die eerste gemeente, het ons ook met die kermis ervaar hoe die Here nuwe mense tot ons gemeente toevoeg. Julle sal van hulle in die eredienste begin sien. En ons het die goedgesindheid van die gemeenskap rondom ons ervaar, wat ons in groot getalle so ruim ondersteun het. Ons kon vir hulle, ook vir hulle van ander godsdienste, ons Here Jesus laat sien en laat hoor en laat voel. En vandag is ons hier by mekaar, terwyl ons God prys vir hierdie wonderlike dag, hier in ons kerkgebou, waarvoor ons so dankbaar is. Want hy het donderdag moontlik gemaak. Aan hom al die eer as ons opgestane Here, en alle eer aan die Heilige Gees wat in ons binneste gewerk het. Kom ons kyk nou met groot dankbaarheid na hierdie video met 'n klompie foto's van donderdag se kermis. Claudette het vir ons die foto's geneem. Jy weet dit het vir ons in 'n mooi video gesit. Wynand het ook 'n klomp foto's geneem. Ons sal dit ook in 'n video omskep en Sondag die 18de DV vir julle wys. Kom ons kyk met groot dankbaarheid hierna. Baie dankie Claudette en baie dankie Yvette. Kom ons loof nou die Here. Ons gaan dit staande doen vir donderdag, want
Ons wil hom ons daarom nou loof en prys. En ons doen dit in die woorde van lied 207, vers 1, 4 en 5. Kom ek lees vir julle van hierdie woorde. Ere aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Ja, die Here het ons hierdie dag die geloof, die liefde en die vertroue gegee. Daarom wil ons hom eer. En dan sing ons hier ook, maak ons o Heer u getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel, Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Ons was sy lewende getuies donderdag. En dan sing ons ook, Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, niks wat u aandag, u almag ontgaan. Groot is u werke, herskeppend u liefde. Heerlik o Heer is u heilige naam. Ja, daar's niks wat sy aandag, sy almag ontgaan nie. Ook nie ons kermis nie. Ja, groot is sy werke en heerlik is sy heilige naam. Kom ons staan en dan loof en prys ons Here. Broers en susters, ons opgestane Here Jesus en die Heilige Gees is nog nie klaar met ons gemeente nie. Ons is sy gemeente. En dit wat hy gedoen het, gaan nie ophou met donderdag se kermis nie. Net soos hy in Handelinge 2 nog glad nie klaar was met die eerste gemeente nie. Vir hulle was dit net die begin. 'n Mens kan bloot maar
die res van die boek Handelinge lees, om te sien wat die Here verder met en in en deur hulle tot in die uithoeke van die wêreld gedoen het. Ek glo, hierdie Kermis is ook vir ons, maar nog net die begin. Die Here gaan nog groter wonders en tekens hier in ons midde en in ons gemeenskap doen, sodat ons en almal rondom ons se ontzag vir God nog verder sal toeneem. Ons eensgesindheid moenie na donderdag verbrokkel nie. As daar donderdag iets gebeur het, soos ek gesê het, wat jou ontstel het, sit dit nou agter jou. Ons eensgesindheid is net te belangrik. Die lese van die NG Kerk is nie verniet nie. Een liggaam, een gees. Ons moet so na mekaar en hulle van ons wat nog nie hier is nie, wat swaar kry kyk, dat niemand sukkel met verblyf en voedsel nie. Ook nie alleen is emosioneel nie, want net soos die eerste lidmate is ons regtig daar vir mekaar. Almal in die gemeenskap moet nog verder ons Jesus liefde vir mekaar raak sien. En daarom sal hulle nog meer oop vir ons wees en ons goedgesind wees. Wie weet wat die Here nog alles deur ons in sy groot genade in hierdie gemeenskap wil doen. En ja, net soos vandag en net soos die eerste gemeente, moet ons aanhou om elke Sondag getrou hier by die tempel, by die kerk, by mekaar te kom. Maar nie net hier nie. Ons 25 wyke moet klein gemeenskapies wees, waar ons die Here en mekaar dien. En waar moontlik ook in eenvoud en gesellig saam kuier en ja, saam eet. So sal die Here nog mense, soos wat hy al reeds doen, tot ons getal toevoeg. Ons gaan binnekort 'n besondere aankondiging hieroor maak. Hou hierdie spasie dop. Die leesstoele gaan vol word. Nie sodat ons in onsself kan roem nie, maar sodat ons aan ons opgestane Here Jesus al die eer kan gee. En sodat sy koninkryk nog meer hier kan kom. Kom ons loof hom nou, ook staande, alreeds vir wat hy nog in ons, rondom ons en deur ons gaan doen. En dat hy ons daardeur gaan voorberei vir die ewige gemeente, vir ewig by hom. Ons gaan dit doen in die woorde van lied 223. Aan Jesus, koning, al die eer. Kom loof hom, loof hom, loof hom, loof hom en volg hom as eer. Yeah.
Dankie, julle kan maar weer gaan sit en dan dien ons die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens en ja, Corrie en Annetjie ook vir julle baie dankie vir al julle harde werk elke Sondag. Ons gaan afsluit met nog 'n opstandingslied. Lied 417. Jesus, ons eer U, opgestane Heer.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle en ook met ons gemeente wees en bly, net soos hy donderdag met ons was.